So ek wil nou nie die manne hier in die ding insit vandag nie, so ek gaan net vir jou vra, ek hoop jy het deeglike voorbereiding gemaak vir hierdie dag. Dis 'n paar broers wat nou niks sê, hulle kyk net af. Ek wil iets getuig. Met ons eerste huweliksherdenking nou, ek en my vrou is in die bevoorregte posisie, sy het die datum gekies vir ons huweliksherdenking. En dis toe nou die dag voor haar verjaarsdag. Net gister toe sê sy vir een van ons jong susters hier in die gemeente, jy moet dit nooit op dieselfde dag doen nie. Jy moet nooit jou verjaarsdag en jou huweliksdatum bymekaar maak nie. Sy sê daar's 'n nadeel daarin. Maar kom ek vertel vir u wat gebeur met my. Ek het groot geword en verjaarsdag was nie 'n vreeslike noemenswaardige ding in ons huis nie. En huweliksherdenkings, ons het my gesien, my pa vat my ma vir ete en my ma het gewoonlik lekker ete gekook en alles. So ek het nou nie vreeslik gefokus op die goed en ons bly daar in Middelburg in so 'n grasdak huisie. En ons kom van die werk af en die middag en ek staan op, gaan werk die dag, doen my ding en alles en die middag kom ek by die huis. Maar ek sien die vrou wat ek 'n jaar terug getroud het, lyk anders vandag. En ek kan nie verstaan wat is hierdie moedsin. Nou bly ek maar stil en ek kom by die huis en alles, ons kom by die huis. Ons gaan aan en alles en die volgende oomblik hier sy weg. Tog nou waar sy nou? Ek stap by die badkamerdeur voor, ek sê nee, by die badkamerdeur is toe, sy seker maar daar binne. Maar na so rukkie kom ek agter, maar daai badkamerdeur bly dan maar nou baie lank toe. En ek kom top aan die deur, ek sê vir haar, is jy alright? Los my! Ek tog, wat het vandag gebeur? Dit moes seker iets by die werk gewees het. En ek sê vir haar, maak op die deur, wat is fout? Ek sê, ons praat daaroor. Los my uit! Okay. Dit kan nie wees, want as in die werk was, so sy dit nie aan die deur opmaak, ek tog nou, wat het ek verkeerd gedoen? En ek sê vir haar, maak die deur oop. Nee, los, ek sê vir haar, ek gaan nie die deur oopbreek. Maak jy die deur oop. Gelukkig die deur is toe net met 'n ou skuifslootjie aan die binnekant toe geskuif. En ek sê vir haar, maak die deur oop. Los my, ek het jou gesê, los my net. En ek gee die deur so pluk en as die deur oop het ook instap en ek kyk so. Sy sê, jy het ons huweliksherdenking vergeet. En wie 46 jaar terug, ek vergeet het nou nog nie. Daai traumatiese ervaring van wat ek ervaar het toe ek daar stap. Daai kyk wat ek gekry het. Ek sê, hoe was vreesaanjaend gewees. Net so met 'n Moedersdag ook. En dit gaan nie oor 'n mensie nie. Dit gaan oor vroue in ons lewe wat die Here daar geplaas het om ons van hulp te wees. Jy kan gaan kyk, die Bybel sê, hy het gesien, dis nie goed vir die man om alleen te wees nie. Toe maak hy vir hom 'n hulp. En daai hulp partykeer lyk soos 'n inbreker. En ander kere lyk sy soos 'n prinses. En ander kere wil ek vir jou sê, Boetie, jy moet versigtig wees. Maar vandag is 'n dag eie vir hulle. En ons gaan vir ons kinderbediening in die geleentheid gee. Hy sal dit waaslik om vanmôre aan ons moeders net ietsie te gee. Baie dankie. Wat maak iemand regtig 'n ma? Is dit net geboorte of is dit dalk iets baie dieper? 'n Ma is nie net 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring nie. 'n Ma is die een wat liefhet sonder voorwaardes. Die een wat troos wanneer hartseer is. Die een by wie kinders veilig voel, waar hulle ook al vandaan kom. Daar is vroue wat nooit al eie kinders kon hê, maar wat elke dag moederliefde uitleef. Deur om te gee, te beskerm, te luister, te bid en met oop arms lief te hê. Want moeder wees sit nie net in bloed nie. Dit sit in sagte hande, in geduld, in opoffering, in die manier waarop iemand 'n kind laat voel. Jy is veilig, jy is geliefd, jy behoort. Sommige vroue word ma genoem, ander word juffrou, tannie, ouma, vriendin of versorger genoem. Maar die liefde wat hulle gee, dra dieselfde warmte van 'n moederhart. Met hierdie Moedersdag wat vandag is,
vier ons nie net geboorte nie, maar elke vrou wat met liefde voed, genade dra en met haar hart 'n veilige plek vir ander skep. Dit is wat jou regtige ma maak. 'n Moeder is meer as 'n titel. Sy is die hart van die gesin en die anker wat alles bymekaar hou. Sy is 'n versorger vir onselfsugtige liefde wat haar kinders koester en ondersteun. Sy is 'n versorger vir in onsekere tye bied sy veiligheid en 'n toevlug teen die wêreld se druk. Sy plaas ander se behoeftes op haar eie en gee sonder verwagting van iets terug. Haar liefde is diep, konstant en opreg en vorm die fundament vir groei. Haar warmte, deernis en krag laat 'n blywende indruk wat lewenslang voortduur in die harte van haar geliefdes. Vanoggend het ek die voorreg om 'n spesiale Moedersdag wens aan ons moeder van ons gemeente, Tannie Juliana. Ek lees vir julle uit Spreuke 31 vers 25 tot 26. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy het geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat is dit met wysheid, as sy leiding gee is dit met liefde. Sy goeie toesig oor haar huishouding, lei is sy nie. Haar kinders prys haar man bewonder haar. Daar's baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie 'n mooi voorkoms nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou geprys te word. Hoe bevoorreg is ons gemeente om 'n knap moeder aan stuur te hê. Nou sy nog pragtig ook. Pastor Gert, you are one lovely man. Ek wil sê aan Tannie Juliana, baie dankie dat jy in sulke kort tyd en sulke groot impak in ons almal se lewens gemaak het. When I think of a mother, I don't just think of my own biological mother, even though I love you a lot more. I think of everyone who has made an impact in my life, especially Tannie Carol. There are so many verses in the Bible that talk about what a mother is and motherly love, but one that stands out to me is 1 Peter 3 verse 45, and I'm going to actually read that for you. You should clothe yourselves instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. This is how the holy women of old have made themselves beautiful. They put their trust in God and accepted the authority of their husbands. I think that we can all agree that this verse applies to Tannie Carol. Tannie, thank you for everything that you do, not just for the church, but for each and every one of us. You are a truly amazing mother to each and every one of us. Thank you. Dis lekker om te weet ons sit in 'n huis vol moeders verwore. 'n Mens kan so baie sê, ons het reeds al vir mekaar mooi dankie gesê vandag en vir elke moeder en ek wil net sê, she's lucky to have me as well. Maar het was oulik goed hoor. Baie oulik. Laat my net ook iets vir die moeders net te sê. Almal noem haar ma. Kinders en kleinkinders praat van ou ma. Nou, dit is so dat ek sê dit en ek het dit in my lewe gesê ook altyd. Daar's 2 gevaarlike dinge vir 'n kleinkind. Die een is 'n skêr en die ander een is ouma. In sommige gevalle kry jy oupas wat ook gevaarlik is vir kleinkinders. Vra maar vir die ma's en die pa's, hulle sal vir jou sê, jy weet. Maar, ons noem haar ma. My pa het altyd die gesegde gehad van my ma, sy nou verleef was dat gesê, mama. En op een of ander manier is daai woordjie, daai 2 letter woordjie, altyd 'n impak, altyd groot. Die Here het 'n engel op aarde geskep, en omdat hy ver vooruit kon sien, het hy geweet dat ons haar oor 'n leeftyd sou nodig kry. Iemand wat sou verstaan wat ons doen en sê, wat al ons foute sal verbloem met liefde. Ek sê dit altyd, ek het 2 dogters en as hulle in die nood is, dan bel hulle pa. Maar as hulle aanjaag, dan bel hulle ma. Want hulle kan saam konkel en as hulle pa nodig het, ons pa nie antwoord nie.
Dis normaal, moet so wees. Om net die beste te vind in wat ons sal doen, wat met haar sagte hande vreugde versprei elke dag, met haar warm en omgee natuur, uittoring bo die res, wat 'n leeftyd aan ons sy loyaal sal bly staan, deur teëspoed en voorspoed, en 'n vriendin vir ons sal wees. 'n Ma wat haarself sal miskien ter wille van haar kinders en op haar knieë trou aan haar belofte aan God sal bly staan. Die Here het die engel vir ons gegee en gesê, neem haar hand en noem haar Ma. Daar's engele op aarde, en ek wil vir u iets sê, ons doen dit seker nie altyd nie, en ek het dit vanmôre vir my vrou gesê, mense sê nie altyd dankie nie, mense doen nie altyd nie, maar ek wil vir u sê, as ek terugdink, oor bykans 40 jaar, sy huwelikslewe, dan sê ek vir my vrou, my baie die moeilikheid het gered. Maar, ek kan onthou, haar kinders, en tot vandag toe haar kleinkinders, sal eerste kom. Die kleinkinders is van kleins af, as ons daar by hulle stop, die eerste ding wat hulle altyd sê is, ouma, wanneer pak ons die kar uit? Wanneer pak ons die kar uit? Want hulle weet as die kar uitgepak word, is daar iets in die kar. En dan kom hulle in die huis en gestop, nou is hulle groot en nou vra hulle nie meer nie. Nou is hulle groot en as hulle in die huis en kom, sê, dankie opa, sê ek, dankie, waarvoor? Pak hulle die goed so daar, en kyk ek as so, dan sê ek van, ek het nie geweet van dit nie. Nou ek het helemaal verlief gedoen, dat nie beklein oor dit nie, dat nie raas daar oor nie, that's normal, dis 'n ma. Dis 'n ma. En alles wat in die huis is, sal altyd na die kinders toe gaan. Dis 'n ma. En die Here het hulle aan ons gegee. Ag, as jou ma of jou daar naby jou is, vat net 'n hand, gee haar stywe druk. En sê dankie dat jy vir ons 'n ma, 'n vrou, 'n ouma, 'n moeder, noem dit net wat jy is. Dankie dat jy dit vir ons is vandag. Mag die Here u ryklik seën. Ek het 'n Trusting in God's promise.